Ek gaan nog vir julle lees, né? Plan the change you want to see. Is baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Is baie eenvoudig gesê. Die meeste van julle sal mos nie weet. Plan the change. Plan the change you want to see. Hoe ga ek nou op 'n plan change? Hoe ga ek nou 'n plan maak? Hoe ga ek nou 'n plan maak? Hoe ga ek nou plan the change you want to see? Hoe moet ek nou 'n verandering beplan? Hoe beplan ek 'n verandering? Hoe plan ek dit? Jy moet nog my help. Hoe beplan jy dit? No? Ek weet self wat ek nog gaan sê in die video. Ek weet self nie. Ek maak maar die video van God leef vir my. God se woord leef vir my op die oomblik. You know, God is hier met die woord. You know, so plan the change you want to see. That's the thing, man. You have to get it done. Is me gewoon van dat ik zie. Is me gewoon. Plan the change you want to see. Ek meen as ons gaan aan mekaar wag. Ons almal wil verander. Ons almal wil verander. Niemand wil dieselfde bly nie. Ons almal wil verander, maar dit begin by 'n besluit. Elke besluit sit vir jou 'n rigting. Elke besluit wat jy neem, as jy besluit jy wil op een plek bly, jy gaan op een plek bly. En jy gaan groei op een plek, maar jy dan wat jy nie kan keer is jy bly. Jy wil aanhou groei, maar jy groei op een plek. Nou as jy kies maar jy wil groei, maar jy wil vorentoe gaan. Jy wil groei, maar jy wil vorentoe gaan. Dan gaan jy groei, dan gaan jy so groei. Jy gaan styg. Jy gaan hoogtes bereik. Dan wil jy groei. Soos jy aangaan in die lewe, so gaan jy ook aan. So groei jy ook. So gaan jy ja, al wyse, al groter, you know. Maar as jy op een plek bly, dan gaan jy nie al dommer, maar jy gaan nie wyse dit nie. Jy gaan op een plek bly, jy gaan groei, maar jy gaan nie wyse dit nie. Hy is 'n sad life, mense. Hy is 'n sad life. You know. Beplan die dinge wat jy wil verander, man. Beplan dit. Jy wil sê, ja, okay, nee, wat wil ek verander? You know. So jy moet effort insit om te kan verander. Jy kan nie verwag die life vir jou aanhou slaan nie, om te verander. Nee. Ek het vir julle gesê, mense. Life is 10% wat met jou gebeur. En is 90% wat jy daarvan maak. You know? Jy moet jou eie verandering beplan. Because as iets vir jou verander, dan verander het onmiddellik vir jou. Enige situasie waarin jy vandag is. Of enige gevoel waarin jy gaan. Dit verander vir jou as 'n mens. Dit verander jou perspektief op 'n ding. As iets met jou gebeur, dan verander dit jou. You know? Ek haat dit nie, maar ek hou nie van dat mense vir my sê, nee, die persoon het vir my verander. In elke verhouding waar jy jouself bevind, waar jy gewees het, nee, jy het verander. Even ek ook. Ek was nou die dag in 'n verhouding, ek het verander as 'n persoon. You know, the way ek dink, you know, ek het verander as 'n persoon. So, ons moet nie wag totdat iets met ons gebeur, sodat ons kan verander. Ons moet dictate ons own life. Ons beplan ons eie verandering. Wat ons wil doen in ons lewe. You know? So as jy wil iets met jou lewe verander, beplan hy dit. Okay, nou jy wil sterker word. So ek gaan beplan om sterker te word, om te kan verander, in 'n different mens, om 'n different body te verander. As ek different wil dink, dan moet ek begin dankbaar wees. Dan ga jou perspektief verander. As al die lewe wat alles oor perspektief. You know? Like, ek gaan dit wil gee. Like, as iemand nou vir jou sê, Jesslyn, hy is 'n beding. As iemand vir jou sê, Jesslyn, hy is 'n beding, nou jy sê jy nou wom, hy is 'n goeie ding. You know? Dit hang maar net af van jou perspektief. As iemand nou vir jou sê, hy is 'n beding, en jy sê ook, hy is 'n beding. Maar die persoon het vir jou gesê, hy is 'n beding, nou sê jy ook, maar hy is ook 'n beding. En dan ons gaan aandag ander mense se gedagtes in. Ons moet nie dit doen. You know? As jy 'n intense verhouding met God het,
als je verhouding met God het nie, dan gaan jy nie daai doen nie, dan gaan jy nie ander mense volg nie. Maar as jy vir God volg, dan is jy straight pad, you know. Maar as jy nie vir God volg, as jy jou eie mindset volg, jou eie gedagtes volg, iemand anders se perspektief volg en nie jou eie nie, dan gaan jou lewe so gaan. Nou die life is nie 'n straight pad nie, maar God maak jou pad straight vir jou, you know. Because hy's 'n struikelblok in jou pad. Imagine dat nou die life is klaar taaf om deur die life te gaan. En ek het veel gesê, as jy nie vir God het, dan gaan jou paadjie so gaan. Want jy volg mos nou iemand anders se perspektief op life. Nou as jy nou iemand anders se perspektief op life gebruik, as jy nou in die life gaan, wat klaar taaf, die lewe is klaar taaf. Nou vat jy iemand anders se perspektief op life. Nou gaan jou pad so. Jou pad gaan nou so. Nou as jy nou struikelblok ook op jou pad. In die pad, jy laat dit gesien nou. Nou, as jy nou ry met jou kar, né? En daar is 'n klomp traffic, daar is 'n klomp stukkende paaie of water oorvloed, you know. Oorvloed die paaie, maar die paaie gaan so. Weet jy hoe difficult gaan dit wees om die paaie te gaan? Ons iemand die polisie jaag nog vir jou en jou kar is swaar, you know. Jou kar is swaar, maar jy wil vinnig by jou destinasie uitkom. Jy gaan misschien by jou destinasie uitkom en die hele tyd so ren. Jy gaan nie uitkom nie. So, moenie ander mense se perspektief op life gebruik as joune nie. Jy het jou eie perspektief op life. Vind uit wat vir jou werk, nie wat vir iemand anders werk nie. Van die dinge wat vir iemand anders werk, kan nie werk vir jou dalk nie, you know. Dat is wat ek ook geleer het, you know. So ek volg iemand anders se perspektief op life. Die al is op reg, maar ek gaan iets vir myself vra, hoe sien ek die situasie met my oogpunte? Dan vra jy vir God, nou wat kan ek nou met dit maak? Ja, ek dink, as ek twyfel in my gedagtes het, dan sal ek altyd vir God vra, God, nou, ja vir my met dit. Dat hy soek die ding mense, ja, ek dink waarin jy twyfel nie, vra vir God, you know, en hy sal jou pad reg maak vir jou, hy sal jou pad straight maak vir jou mense. En as jy ding wat ek wil oor gee mense, sê, hoop, hulle enjoy hy enetjie, laat Pieter like, comment en subscribe mense, sien hulle in die volgende, ek is weg.